Ons is in Markus 11 en jy lees van vers 22 tot vers 25. Hierdie is nou die laaste week van Jesus se lewe op aarde, die lydingsweek. En as jy by Markus 11 vers 22 kom, is dit die Woensdag voordat hy op die Vrydag gekruisig moet word. So jy kan tog vir jouself dink dat wat Jesus sy disippels nou leer, absoluut belangrik is, absoluut noodsaaklik is. Die kern van alles, want oor 2 dae gaan hy gekruisig word, opstaan, hemel toe gaan. So die vraag is, waaroor gaan hierdie storie in vers 22 tot vers 25? Die kern daarvan is 3 goed. Die krag van die Here, geloof en gebed. En miskien kan ons dit andersom sê, gebed, geloof, krag van God. Het is maklik om na daai gedeelte te kyk en net te konsentreer op die vyeboom. En jy het al so baie stories oor die vyeboom gehoor, en so by the way, 'n kantaantekening, die storie van die vyeboom sê altyd, of sê eintlik, vertoon sonder vrug is dood. Om blare te hê, maar nie vrug te dra nie, is dood. Om te sê jy's 'n volgeling van die Here, maar jy lewe nie soos 'n volgeling van die Here nie, is dood. Daar's niks daar nie. Maar dit vir my is nie die storie nie. Die storie is, wat leer Jesus sy disippels? Want as hulle hom vra, hoekom, wat het nou hier gebeur? Leer hy hulle die 5 elemente, die 5 bestanddele van effektiewe gebed. En onthou, dis waaroor ons hele storie gaan. Dis die opdrag van die Here oor ons en oor my lewe veral, om jou te leer om effektief te bid. Want Jesus het geweet, as daai disippels staande moet bly nadat hy weg is, sal hulle effektief moet bid. Sal hulle gebede die teiken moet tref. Sal die gebede die krag van die Here moet aftrek aarde toe. So hy leer hulle 5 punte van effektiewe gebed. En dis die 5 goed waaroor ons 'n bietjie met mekaar gaan praat. 1. Jy moet die krag van die Here bely. Niks is vir die Here onmoontlik nie. Die storie gaan eintlik oor, die Here kan enige iets doen. As jy by die vyeboom verbykom, gaan dit nie oor die vyeboom per se nie, maar dit gaan oor die krag van die Here in aksie, die krag van God in aksie. En jy kan nie begin bid as jy nie dit bely nie. As jy nie eers kan bely, niks is vir die Here onmoontlik nie. So maak dalk 'n lysie. Wat jy op die oomblik voorbid is onmoontlik. Kyk 'n bietjie daarna. Daar begin ons. Glo jy regtig die Here kan? Want die tweede punt van effektiewe gebed is, jy vertrou die Here absoluut dat hy sy beloftes gaan waarmaak. Without a shadow of a doubt. En kom ek sê wat, as hierdie punte een vir een bid, jy kan net 'n sinnetjie sê en sê, niks is vir die Here onmoontlik nie. Jy moet hom bedink, jy moet hom bepeins, jy moet regtig, dit moet in jou hart en in jou wese insink. So die tweede ding is, ek vertrou die Here absoluut, onvoorwaardelik, without a shadow of a doubt. 3 is amper vir my die belangrikste element in hierdie 5 bestanddele van effektiewe gebed. En ek dink, hier maak die meeste gelowiges die fout. Hier bid die meeste mense verkeerd. Hy praat van, en vir hierdie berg sê, so. Die derde punt is, praat met die berg. Iemand het baie mooi gesê, toe hy sê, jy praat nie met die Here oor jou berg nie, jy praat met die berg oor jou Here. Daar's gebede waar jy kom, waar jy nie vir die Here sê, ag asseblief Here, skuif tog die ou berg in my lewe. Ag Here, die krisis in my lewe, vat dit weg nie. Op daai oomblik, as jy weet, niks is vir die Here onmoontlik nie, en jy vertrou die Here absoluut in jou lewe, praat jy met die berg. Praat jy met die situasie, praat jy met die omstandighede. En ware ou, as jy met die Here te doen het en met die Here praat, kan daar baie keer trane by wees, en dis passievol, en partykeer pleit ou by die Here, maar as jy by berge kom, pleit jy nie. As jy by hierdie soort situasie kom, vra jy asseblief tog nie. Jy gaan met autoriteit daarin, en daai autoriteit kom uit die wete, niks is vir die Here onmoontlik nie, en jy vertrou die Here absoluut, en jy sê vir die berg, move. Dis waaroor dit gaan. En dan die 4de punt is, amper ook net so belangrik. Vat alles na die Here toe. Alles wat julle in die gebed vra, sê hy, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle sal ontvang en sal verkry. Dis natuurlik 'n massiewe belofte, né?
alles wat julle in die gebed vra. Dalk is hierdie ook 'n groot probleem wat gelowiges het, dat hulle van bid 'n event maak. Ek bid oor 'n saak, in plaas van dat gebed 'n leefstyl word. En dis wat alles hier vir my sê. Hy sê, alles wat julle in gebed vra, en jy glo jy sal dit kry, sal jy dit ontvang. So, ek dink wat Jesus vir ons wil sê is, moenie net bid wanneer jy in 'n situasie is, of moenie net bid vir iets nie, maar laat gebed asemhaling wees. Laat gebed 'n leefstyl wees. En dan, amper nog belangriker, sien jy hoe bou dit eintlik op, né? Ek meen, as mense begin by, niks is vir Here onmoontlik, daar sê ons almal, amen en halleluja, en as ons sê, met die Here glo en vertrou, amen, halleluja. Praat met die berg, sukkel ons al 'n bietjie, ons het verkeerd geleer. Volgende punt, ons maak baie keer van gebed 'n event, ek bid vir iets, in plaas van dat gebed my asemhaling is, maar die 5de punt is crucial. Hy sê, en as jy bid en jy vergewe nie, gaan jou gebed nie geantwoord word nie. En as jy bid nie vergewe, word jou gebed geantwoord. So, wat sê die Here eintlik vir ons? Hy sê, as jy regtig wil bid, deel eers met jou eie hart. Vergeet nie eens die berg, eintlik moet jy ook van onderaf begin met punt 5 en dan opwerk punt 1 toe, né? Deel eers met jou eie hart. Dalk moet jy eers begin by jouself en dan van daar af verder gaan. So vergewe is die sleutel wat die deur oopsluit na gebed. En gebed is dan die sleutel wat jou oopsluit na die krag van God. En dit is baie interessant hierdie, né, dat hy gebruik daar 'n baie sterk woord vir vergewe. Die Griekse woord beteken dat jy met geweld moet afruk en weggooi. Dat jy moet afskeer en weggooi. So, dis jou keuse. Jy loop met goed en jou gebede word nie geantwoord nie, of jy los goed en jou gebede word geantwoord. Jy weet, goed soos onvergewensgesindheid of pyn of bitterheid of whatever daar in jou hart is wat negatief is oor enigiemand, as jy dit het, gaan jou gebed nie geantwoord word nie. So jy moet kies, aan watter een wil jy vashou, want jy kan nie aan al twee gelyk vashou nie. As jy dat los, ontvang jy gebed, want jy moet jou hande leeg hê om te kan ontvang, né? En as jy vashou goed, kan jy nie ontvang nie. So, hier het ons 'n life-changing, massiewe belofte in die woord van die Here. En hoor nou mooi, jou redding is 'n soewereine werk van Jesus aan die kruis. Jou heiligmaking is 'n soewereine werk van die Heilige Gees. Maar net jy kan die krag van die hemel aarde toe trek deur gebed. Jou gebed aktiveer die krag. En dan is die vraag, kan jy dit bekostig dat gebed nie jou asemhaling is nie?